Ons kyk vandag na ons tweede voorbeeld van 'n hiperbool. Nou, ons het in ons vorige video gesê dat ons, as ons 'n getalletjie, maak nie saak wat die getal is nie, ek gebruik nou maar die letter K, ons kan A gebruik of ander letters. As ons het 'n getal gedeel deur X, dan het ons 'n hiperbool. En later gaan ons ook nog plus Q bysit en ons sal dan kyk wat is die invloed van Q. Maar voorlopig is ons nou besig om net Y is gelyk aan K op X te teken. So as jy kyk na die funksie wat ek nou graag wil teken, G van X is minus 12 gedeel deur X. Ek sien die gedeel deur X is hier, so ek weet dit gaan 'n hiperbool wees, en vereers gaan ek dit met 'n tabel teken. Waarskynlik gaan hierdie ons laaste een met 'n tabel wees, want ek wil net die vorm van die hiperbool eers sien. Nou wat anders is as in die vorige voorbeeld, is dat ek nou 'n negatiewe getal het. In die vorige voorbeeld het ons 'n positiewe getal gehad. Maar die idee is nou maar presies dieselfde. Ek gaan Y uitwerk deur X te vervang met minus 6, minus 4 en so voorts. So as ek die minus 6 hier in X se plek sit, dan sit minus 12 gedeel deur minus 6 en dit is 2. Vervang ek die minus 4 in daar, dan kry ek 3. Vervang ek die minus 3 in, minus 12 gedeel deur minus 3 is 4 en minus 2, minus 12 gedeel deur minus 2 is 6. Ons gaan nou die 0 doen, kom ons gaan aan na 2, 3, 4 en 6 toe. Vervang ek die 2 in, dan kry ek minus, tyd, ek sien nou ek het hier 'n fout gemaak. Kom ons maak dit net gou reg. Kom ek vervang net weer minus 2 in. 'n min gedeel deur 'n min is 'n plus, 12 gedeel deur 2 is 6. Goed, skiep die 0 eers. Ons gaan na 2 toe, dan kry ek minus 6. As ek 3 daarin vervang, kry ek minus 4. As ek 4 daarin vervang, is dit minus 3. En 6 gaan vir my minus 2 gee. Nou kom ons kyk wat gebeur by 0 nou weer. As ek 0 in die X se plek sit, gaan ek met 0 deel, en dit is ongedefinieerd. Ek gaan maar net so skryf. Dis ongedefinieerd, ons weet, ons mag nooit met 0 deel nie. So, X mag nooit 0 wees nie. En onthou, ons het gesê dat X gelyk aan 0 is hier op die Y-as, nee. Dis mos waar X gelyk aan 0 is. So, omdat X nooit gelyk aan 0 mag wees nie, sal my grafiek nooit die Y-as raak nie. Ons het trouwens daardie lyn wat ek nou reeds geteken het, hierdie lyn het ons 'n spesiale naam gegee. Ons het gesê dis 'n asymptoot, en omdat dit 'n vertikale lyn is, gaan sy vergelyking wees X is gelyk aan 'n getal. So wat is 'n asymptoot nou weer? Dit is 'n lyn, dis nie net 'n getal nie, ons kan nie net sê die asymptoot is 0 nie, en ek kry dit baie in vraestelle dat kinders so dink, maar 'n vertikale asymptoot is 'n lyn, so dit is 'n vertikale lyn, en daarom sal sy vergelyking X is gelyk aan 'n getal wees. En jy kry daardie getal waar die lyn deur die X-as gaan. So, kom ons plot die punte. Ek het nou 'n bietjie vooruit gegaan hier. As X minus 6 is, dan is Y 2. So as X minus 6 is, dan is Y 2. As X minus 4 is, dan is Y 3. So ek gaan hier na minus 4 toe, en dan moet ek opgaan na 3 toe.
by -3, by -3 hier is my y-koördinaat 4, so ek is hier by -3 en dan gaan ek op na 4 toe, en by -2 gaan my waarde 6 wees. So dit is hoe my kolletjies gaan lyk. My ander kant van die hiperbool, onthou 'n hiperbool het 2 kante. Ek gaan op die ou einde hierdie punte verbind. Ek kan dit maar net sowel nou doen. So deur die kolletjies. Maar omdat ek nie in die y-as mag raak nie, weet ek moet nou 'n tweede been gaan teken vir my hiperbool. Nou vir die tweede been begin ek wanneer x 2 is en y -6 is, so dis hierdie punt. 3 en -4 gee vir my hier, 4 en -3 en 6 en 2, en as ek dit verbind, onthou 'n asymptoot, mens beweeg nader en nader, maar jy raak nie aan die asymptoot nie. So, daar is my grafiek van G. Nou, net soos met die vorige geval, het ek ook 'n horisontale asymptoot, want, kom ons kyk net gou weer daarna, as ek het y is gelyk aan -12 op x, dan kan ek skryf x maal y is gelyk aan -12. En as ek dan met die y deel in plaas van met die x deel, dan lyk my vergelyking so. Wat beteken ek deel ook met y? So, y kan ook nie 0 wees nie. En y gelyk aan 0 is 'n horisontale lyn hier op die x-as. Okay, so my grafiek gaan ook nooit daardie lyn raak nie. En dis 'n horisontale asymptoot. Ek wil net gou hierdie extras wat ek geskryf het nou hier uitvee. Deling deur 0 is nie gedefinieer nie. So y gelyk aan 0, wat die lyn op die x-as is my asymptoot, want die grafiek gaan nooit daaraan raak nie. Wat is my definisieversameling? My definisieversameling is altyd my x-waardes. En jy begin maar altyd deur te sê, x is 'n element van die reële getalle. En nou as jy na die grafiek kyk, en jy kyk, dan sien jy, dit gaan aan na min oneindig, dit gaan aan na plus oneindig. Die enigste plek waar dit nie gedefinieer is nie, is hier waar x gelyk aan 0 is. So x mag nie 0 wees nie. Kyk na die definisieversameling en die vertikale asymptoot. Sien julle die verband? Die vertikale asymptoot is 'n lyn, x is gelyk aan 0. En dis 'n asymptoot omdat x nooit daar gaan raak nie. So x kan nie 0 wees nie. My waardeversameling weer is altyd y-waardes uit die reële getalle uit. En ek weet nou al dat y ook nooit 0 gaan wees nie, want dis 'n asymptoot. Dit beteken die grafiek gaan nie daar raak nie, daar waar y gelyk aan 0 is nie, so y mag nie gelyk aan 0 wees nie. Goed, ek wil na 'n opsomming kyk. In ons eerste video het ons gekyk na y is gelyk aan 8 op x, en in hierdie video het ons gekyk na y is gelyk aan -12 op x. So die enigste verskil is dat ek hier 'n
positiewe getal het en hier 'n negatiewe getal het. Nou, wanneer ek 'n positiewe getal het, kan ek sê die getal is groter as 0 en wanneer ek 'n negatiewe getal het, kan ek sê die getal is kleiner as 0. Die twee grafieke wat ons geskets het, is dis albei van die vorm y is gelyk aan 'n getal op x. Wanneer die getal positief is, lê my twee kante van die hiperbool in die eerste en in die derde kwadrant. En wanneer daardie getal negatief is, lê my hiperbool in die tweede en die vierde kwadrant. So, albei van hulle se definisie en waardeversameling en asymptote is presies dieselfde. Ons het 'n vertikale asymptoot op albei van hulle en die vertikale asymptoot se vergelyking is x is gelyk aan 0. Dit is 'n vertikale lyn. Dan het ons ook 'n horisontale asymptoot op albei. Sy en die horisontale asymptoot se vergelyking is y gelyk aan 0, want 'n horisontale lyn is altyd y gelyk aan 'n getalletjie. Dan moet ons ook kyk na die definisieversameling en die waardeversameling. Die definisieversameling x kom altyd uit reële getalle, maar omdat die grafiek nie aan die y-as gaan raak nie, gaan x ongelyk aan 0 wees, wat nou weer saam met die vertikale asymptoot gaan. Die asymptoot is 'n lyn sodat die grafiek nooit soontoe gaan nie. Die definisieversameling sê x is nooit 0 nie, so dit werk saam. Die waardeversameling is nou weer my y-waardes, hulle is ook reële getalle en ek het ook 'n horisontale asymptoot hier wat beteken y gaan nooit 0 wees nie en weer eens werk dit saam met die asymptoot. Die asymptoot is 'n lyn sodat die grafiek nooit daaraan raak nie. So die grafiek raak nooit aan y is gelyk aan 0 nie, so y kan nie sal nooit 0 wees vir die waardeversameling nie. Goed, volgende keer gaan ons kyk na wat gebeur as ek plus q hierby sit. Met ander woorde, dan word my standaardvorm y is gelyk aan 'n getalletjie op x plus q.